integrasie. Waar begin ek? Daar is loop van baie, kan nogal oorweldigend wees. So, noodwendig, gebruik my tabel. Sin konstant kort sê, Kosek se afgeleide word vir jou gegee. Nou baie belangrik, wanneer ek integreer, onthou net, ek werk in die ander rigting. Ek kan dus net kosin, sek kwadraat, kosek kwadraat, sek dan, kosek kot, kan ek integreer, mis dit net so op die tabel is. So, byvoorbeeld, ek gee vir jou, en ek sê, okay, ek sê vir jou, cos x se integraal, weet jy sin x. Wanneer daar konstante by is, ek kan hom of uithaal voor die tyd, of ek kan net so saam geïntegreer word. Selfs ten of dit nou 'n breek is, sek kwadraat se integraal is tan kwadraat. Nou, wanneer die hoek nie net 'n x is nie, baie belangrik, jy weet, as ek aflei, maal ek met die afgeleide van die binnefunksie. Omdat ek nou integreer, gaan ek deel met die afgeleide van die binnefunksie. So baie belangrik, ek moet deel met die 3x se afgeleide, wat 3 is. Right, kosek 4x, kot 4x, baie belangrik, die 4x herhaal homself, en jy kyk, sien op die tabel, kosek kot, met 'n minus hê, so die integraal moet ook 'n minus hê, en ek deel weer met die 4. Right. Nou, as ek vir dieselfde funksies gee, maar wat ek nou gaan doen, is ek gaan die binnefunksie so 'n bietjie verander. So, kyk gou daar, so ek vra vir jou x kos x kwadraat. Nou, jy weet, x kwadraat se afgeleide is 2x. So, wat doen ek? Ek moes 'n 2x voor die tyd gehad het, daar was net 'n x, so ek sit noodwendig 'n half by, of ek deel met ander woorde, of ek het gedeel deur 2x, maar of was 'n x en hy het uitgekanseleer. Sek kwadraat, kom ons sit 'n x kwadraat en dan sit ons 'n x vooraan. Wat is die afgeleide? Die afgeleide is 2x, so ek moet deel met 2x, so nog 'n half moet voorwees, so die antwoord is op die eind, 'n kwart tan x kwadraat. Krijg die volgende een. Wat ek gaan doen is, ek gaan sê, okay, x kwadraat kos 3x tot die mag 3. Nou jy weet, die afgeleide van 3x tot die mag 3 is 9x kwadraat. En as ek deel daarmee, dan x kwadraat val weg, maar 'n 9de bly oor. Nou, jy kan daai direk so doen, sou jy gemaklik gevoel het daarmee, maar om eerlik met jou te wees, ek sou nie dit gedoen het nie. Ek sou substitusie gebruik het. En ek gaan dan 'n bietjie later daar gesels, so ek gaan nie nou daarin gaan nie. En dan noodwendig ook deelwyse integrasie, indien jy dit al gedoen het, want daar se algebraïese en 'n trigonometriese funksie direk langs mekaar. Right, kom ons kyk gou dat na my kwadratiese funksies. Nou, al wat ek kan integreer op die tabel is sek en kosek kwadraat. So noodwendig, hulle twee is reeds anti-afgeleides, is op die tabel, so sou ek dit integreer, lees ek dit van die tabel af, het ek noodwendig met 'n half gemaal, met 'n 2 gedeel, omdat ek 'n funksie binne 'n funksie het, die 2x. Tan en kot kwadraat is nie op die tabel nie. Alright, nergens om te vind nie. So, wat gaan doen ek? Ek gebruik my identiteite. Tan kwadraat verander ek in 'n sek kwadraat min 1, want sek kwadraat is op die tabel, kot kwadraat verander ek in kosek kwadraat min 1, want kosek kwadraat is op die tabel. So, typies daar's 'n vraag, ek verander my tan kwadraat, en onthou net op die 3, wel, ek kan of die 3 uithaal, dis meer en op die ouend inmaal, maar onthou net om maar 1 ook te integreer, want onthou net, dit raak dan nou, oopsie, 'n 3x, dan nou op die ouend. Okay. So, opsommend, daai 2 is op die tabel. Daai 2 gebruik ek daai identiteite. Sin kwadraat, kos kwadraat. Nou, ek gaan nie nou vir julle die vergelykings aflei nie, maar die volgende word nie vir jou gegee op jou formuleblad nie. Hierdie moet jy self of aflei, of jy moet leer. Maar as jy jou formules wat wel op die formuleblad gegee word manipuleer, dan gaan jy daai kry. So, daai moet jy met ander woorde gebruik. Okay. Dit is dan nou as ek
sin kwadraat moet integreer, dan integreer ek sin maar 'n half minus 'n half kos 2x en beide van daai, ek bedoel half x, 'n half raak 'n half x en 'n half kos 2x raak ons nou 'n kwart kos sin 2x. Maar sin nou maar ek het hoër magte, okay? Dan gaan ons kyk, okay, nommer 1, is dit ewe? Is dit onewe? As dit ewe magte is, dan skryf jy dit net as 'n produk van die kwadraat, okay? Soos byvoorbeeld, en hulle sal nie somme vir jou hoor as 'n vierde mag gee nie. Hulle kan, maar dit raak net repeterend. So jy skryf dit as 'n kwadraat van homself, dan vervang jy daai sin kwadraat x met jou die formule wat jy nou afgelei het, 1 min kos 2x. Jy kan tipies ek sou daar die half ek som heeltemal uit die integraal uitgehaal het, jy sou nie die integraal by niks wat uitgehaal het, dan wat gebeur hierso, maal daai uit. Right, nou, jy kan, wel, die kwart of heeltemal uithaal, jy kan 1 integreer, jy kan 2 kos 2x integreer, jy kan nie kos kwadraat integreer nie. Nou, obviously, moet jy die kwadraat weer in vervang, nou as jy kyk na die formule regs onder, en met 'n half 1 plus kos 2x. Nou, obviously, dit was reeds 'n 2x, so hy het 'n 4x geword. Okay, so daar moet jy nou net kop hou. En daai terme kan almal individueel geïntegreer word. Onewe mag, skryf dit as 'n produk van homself. So jy het sin, maal met sin kwadraat. Alright. Dan, die ding is met dit, is ek sou, ek sou nie die onderste formule gebruik het nie. Ek sou hier eerder die identiteit gebruik het, 1 min kos kwadraat. En die rede daarvoor is wanneer ek dit inmaal, dit ek 2 terme, jy kan vir sin integreer, en dan sin x kos kwadraat x, kan jy integreer deur middel van substitusie, en ons gaan dit nou 'n bietjie later doen, so ek gesels weer later daaroor. Ek wil maar net gewys het, hoe skryf ek dit as ek ewe magte of onewe magte het. Right. Okay. Nou, weer eens, daar's my tabel, daar's niks van sin mal kos of kos mal kos of sin mal sin nie. So, wanneer jy daai kombinasie het, nou vir dieselfde hoeke is en of dit verskillende hoeke is, maak nie regtig nou saak nie, maar dan gebruik jy daai volgende formules, waar as ek, so sê nou maar ek het sin x cos x, dan gaan ek dit herskryf as die helfte van sin x plus sin x min x, wat dan noodwendig 0 is. Maar die lekker ding van hierdie is, jy kan dit ook gebruik as die hoeke verskillend is. Okay, so, hier is 'n voorbeeld. 4, wat ons noodwendig kan uit die integraal uithaal, sin 5x cos 6x. Nou, as jy nou kyk op jou tabel, dit gaan die eerste funksie wees wat ons gaan gebruik, so ons verander dit na half sin 5x plus 6x, 11x, plus sin 5x min 6x, wat dan nou noodwendig min x is, dit raak 'n negatiewe sin x, integreer hulle 1 vir 1, en daar het jy dit. Right, daar's nog 2 voorbeelde wat ek nou gaan deurpraat nie, maar uiteindelik het ek net daardie formules gebruik. Okay, opsommend. Eerste ding wat jy doen, is dit op die tabel. Nou, hoekom ek sê die hoeke is dieselfde, ek praat noodwendig van cosecot en sectan, wanneer daar 2 terugfunksies langs mekaar is, die hoeke moet dieselfde wees, baie belangrik. Alright. Tweedens is dit kwadraties. Alright, dit het ons nou bespreek vroeër. Is dit 'n sin of kos tot 'n hoër mag? As die hoeke verskillend is en is 'n kombinasie van sin en kos, is dit soos wat ons nou net gedoen het, dan if all else fails, en jy kan nie een van daai 4 opsies gebruik nie, dan gaan jy heel waarskynlik, in fact, definitief, die I-metode gebruik. Okay, substitusie. Die groot ding hier is mos nou jou kettingreël. Okay, so jy gaan moet vind, wat is 'n afgeleide van wat? Ek het 'n funksie binne 'n funksie, maar met die afgeleide van die binne funksie. Herhaal, 'n funksie binne 'n funksie, en is die binne funksie wat se afgeleide langs hom staan. Soos as jy nou hier kyk byvoorbeeld, daar's ons 'n funksie sin tot die mag 3, nou as dit vir jou makliker is om dit te skryf as sin x
tot die mag 3, dan by all means. So dis mos nou iets tot die mag 3. En daai iets se afgeleide is cos x. So, ek kan altyd my binnefunksie gelykstel aan u. So my binnefunksie wat ons nou gesê het is sin x. So stel sin x gelyk aan u. Afgeleide van u is mos nou cos x. En dan baie belangrik, ek gaan skryf hierdie soos wat hy daarbo staan. Alright, want dis net makliker om dit so terug te vervang. Ek manipuleer hom met die konstantes, sodat hy presies lyk soos wat hy bo staan. So daar het ek 'n 2 cos x dx, so ek vervang die 2 cos x dx, gaan vervang ek dan nou alles met 'n 2 di. En dan die sin tot die mag 3, is mos nou hierdie ene. Dis 'n u tot die mag 3. Ok, so ek het 'n 2 u tot die mag 3 di, dan integreer ek ten opsigte van die u, want dit is mos nou di. En baie belangrik, as jy hier 'n x en 'n u het, dan weet jy het 'n fout gemaak. So as jy hierso kom, voor jy nog integreer, en jy sien maar ek het 'n x en 'n u, gaan net terug, gaan kyk waar jy 'n fout gemaak. Ok, jy moet net u sê, integreer, in terme van u, en baie belangrik, jy gaan dit altyd moet terugvervang. Jy kan dit nie los soos wat dit daar is nie. Ok, so gaan we nog 'n voorbeeld. Tan kwadraat sek kwadraat. Nou, nommer 1, dit is nie op die tabel nie. Wat is op die tabel? Daar's 'n tan sek wat op die tabel is, maar dis 'n probleem. Alright, so, wat gaan jy doen? Jy gaan sê, okay, wel, tan se afgeleide is sek kwadraat. So as ek tan het as 'n binnefunksie. So dis tan, is die binnefunksie, en ek kwadreer hom, dan is ons nou u kwadraat, en dan die afgeleide van tan is sek tot die mag 2. So as ek die binnefunksie wat tan is, gelykstel aan u, dan sy afgeleide is ons nou sek kwadraat. Kijk, wat het ek daar? Dan is dit eintlik 'n baie maklike som. Ek integreer vir u kwadraat, derde u tot die mag 3, en daar is my antwoord. Ok, hoop dit maak vir julle sin.